Elkeen behoort te weet. Elkeen behoort te weet. Elkeen behoort te weet. Wie Jesus is. Prys die Here. Die so sagte atmosfeer. Dankie vir die orkes, julle het baie goed gedoen. Dankie vir die ouens daar agter. Die klankwerk. Dit is altyd nie maklik nie. Dankie vir die mense wat ver gekom het. Veral Oswald hulle en ander mense het ver gekom het. Ek gaan vanmôre 'n bietjie met jou gesels in hierdie sagte atmosfeer gaan ek met jou probeer die brood breek op 'n ek gaan probeer, hoe sê hulle, 'n gentle manier te doen. Ek gaan my bes probeer. Ek is maar 'n ou wat maar bietjie hard kan raak partykeer, bietjie loud. So as ek bietjie loud raak, vergewe my maar luister na die boodskap, moenie na my loudness luister nie. As jy nog nie in die hemel gekom het nie, moet maar nie so toe gaan as jy nie van hardigheid hou nie, want daar gaan die halleluja soos donderslag wees. Ek sit vanoggend hierso en voor ek my boodskap begin, ek kan so lank na Jesaja 64 toe gaan. Voor ek my boodskap begin, sit ek en ek mediteer so op wat die Here kom doen het in Philipstown. Hoe lank is jy nou hierso, pastoor? OK, so 5 jaar. 5 jaar. 5 jaar wat die Here kom het en jou lewe verander het. 5 jaar wat die Here gekom het en vir jou 'n verandering probeer maak het. 5 jaar. Is daarom wonderlik dat die Here jou so belangrik sien, so waardevol sien. Maar Marius, hoekom dink jy het hy my wonderbaarlik gesien, het hy my kosbaar gesien? Weet wat die woord van die Here sê, alles werk ten goeie mee vir hom wat die Here liefhet. En so baie keer kyk ons na ons omstandighede en kyk ons na die sake om ons en ons dink, daar's nie hoop nie. Ons het gister ons bietjie hier na Burgerswil toe gery en ek weet nie wat van Burgerswil is wat my nou bietjie omkrap in die gees en my aandag trek nie. Hoor, ek gaan nie Burgerswil koop nie, hoor, asseblief maar nie dit dink nie, maar daar's net iets van die dorp wat my trek, iets van dit wat my trek en soos ek ondersoek instel, kom ek agter dit is 'n dorp wat goed aangegaan op 'n stadium, maar omrede daar nie 'n Paul daar was of Marlies daar was of 'n Jan was of 'n Linda daar was nie, die plek het mekaar uitgeval. Maar as ek kom sê dit, wel, ek ken nie Philipstown se geskiedenis nie, maar ek kan sien die verandering wat God gebring het van die depressie ingetrek het. En God het jou so belangrik gesien dat hy mense gestuur het van die Wesrand om te sê, ek sien jou waardevol. Ek sien jou waarde, ek gaan iemand stuur om jou te verander en jou op te lig. Ek gaan iemand stuur om jou op te tel, want jy is nie verlate of verlore nie. Ek kan onthou, klomp jare terug, seker omtrent so, hoe lank is die bediening nou, Annetjie, 20 jaar? Seker so 25 jaar, toe ek en Paul saam gery, hy so klein, Jan. Ja, jy het amper gelyk soos Paul, ek kan nie regtig waar, maar Jan was 'n bietjie groot Jan geweest, was nie klein Jan nie. En ons ry toe saam, ons het alarms ingesit vir Fidelity. En Jan het die manier om jou, daai tyd, nie nou so baie nie, maar hy het die manier gehad om jou geloof te rek. En soos die Engelsman sê, to challenge you on the place that you don't need to be challenged. Nee, Linda. Okay, ja, alright. Jan het daai manier om 'n mens om te krap vir die tyd wat jy nie wil hoor nie. Maar wat vir my amazing was, voor ek verder gaan, toe die Fariseërs en die Sadduseërs, toe hulle gewag het op die Messias, het God iemand gestuur in die woestyn, Johannes die Doper, wat die stem was van Christus. He was the voice in the desert. He announced the Messiah is coming. Baie ouens het nie gehou van hom nie. Baie het gesê, hy's Elia of hy's dit of hy's dat. En weet wat, so baie keer noem mense jou naam. My vraag is net, wat se waarde het God in Johannes die Doper gesien om hom die voorloper te maak van wat die Messias wat kom? En ek kan onthou, wat Jannie geweet nie, die Here het my geroep in 1976, het God my geroep, 'n klein seentjie in 'n AGS kerk daar in Swartklip. Dis nou baie ver hiervan af, so op 'n platina myn het die Here my geroep en nooit het iemand gedink dat daar ooit iets sou kom van Marius nie. Hoekom? Want Marius was my rebel geweest, die stoute kind. Die kind wat nie in die kerk wil sit nie. Die kind wat met die klippe rond speel en die kakiebos en
die knapse kerels in die sop insny en Baber in die doopbad gooi en sulke dinge, jy weet. Marius was daai kind wat niemand eintlik wou van geweet, 'n soet kind, maar sweet but bitter sometimes. En ek was daai kind en niemand het ooit gedink dat ooit sal iets kom van Marius, maar ek ry saam met iemand wat anders is sing as wat ek sing en hy sê, hoorie, ek dink jy moet bediening toe. Toe sê ek vir my, ek dink jy moet jou mond hou. Nou, hy kon my sy kar uitgegooi daai, dit was sy kar gewees. En ons was naby op pad na Henley, wat Henley Hophouse, wat is sy naam? Emily Hophouse. Emily, sê Henley Hophouse. Emily Hophouse. En dis nogal 'n bietjie ver om te loop na my huis toe. My vraag is net, wat doen jy met die verandering wat God vir jou bring? Sit jy maar net agteroor en sê, laat Gods water oor Gods akker loop, sê, Here, wat kan ek doen om in te hak by die visie wat God gegee het in die plek, en ek gaan 'n verandering bring myself. Jy sien, God bring 'n oplossing vir jou, maar dit is jou rede om te sê, ek gaan inval en wat kan ek doen? Jy sien, ek praat nie van jou menslike gedagtes nie, ek praat van, wat sê God vir jou? En dis die tyd wat jy moet verstaan, dat God bring my hiernatoe, en hulle het lank gesukkel om my te kry, nie omdat ek heilig is, of omdat dit beter is nie, ek was net nie lus vir Philip Stel nie. Omdat ek nie Philip Stel geken het nie, moenie sê, nee, ek het nie Philip Stel geken nie. Weet, ons bedien in die Kaap, en ons bedien in Indonesië, en ons bedien ooralste, en een ou wat nie briek het nie, Paul het my nie so baie gevra, maar hierdie Jan Dupree, hy het net nie einde aan hom nie, ek weet nie wie ken hom so nie, maar Jan het net nie brieke nie. Dankie Jan. Dis nou mooi te praat van hom. Sê, hoor, jy moet bietjie kom sê, nee, ek is nie lus nie. Ja, jy moet Paul praat, maar ek is nie lus nie. Met Jan kan jy eerlikwaar wees, maar ek wil vir julle familie dankie sê, vir jou Marlies en vir Jan en vir Linda, uit my hart, dankie wat jy doen vir die gemeenskap, dankie wat julle doen. Daar's 'n song wat, ek kan nie onthou, hy het 'n song gesing, thank you for giving to the Lord. I was a life that was changed. En nie so baie mense se lewens wat verander word as gevolg van wat julle kom doen, en so baie min mense, dink ek sê vir julle dankie. Ek wil namens die Here vir jou sê, dankie Paul. Dankie Marlies. Baie mense verstaan julle nie, maar julle is kosbaar. Dankie Jan, dat jy nie ophou rebelse laaitie opgegee het nie. Jesaja 64, ek gaan so 'n bietjie lees. Partykeer raak my, as ek preek, raak my Afrikaanse airtime op. So vergewe my maar, as my Afrikaanse airtime bietjie opraak, dan gaan ek maar oor Engels toe. Hulle sê, sal ons die tale van mense en Engelse spreek, en ons het nie liefde nie. So, helemaal liefde vir my as ek 'n bietjie Engels praat, okay. Maar is nie wat die Bybel sê engele, okay, sorry, ekskuus daarvoor, okay. Okay, sê, hy begin dan, vers 1 sê, oh, that you would rend the heavens, and that you will come down, that the mountains may quake and flow down at your presence. En dis my begeerte, is dat God die hemel sal skeer, en met sy vuur en sy herlewing, jou sal ontmoet op 'n vlak wat jy nog nooit in jou lewe ervaar het nie. Ek weet, toe ek in die Wesrand was, baie mense, hoor mooi, baie mense hardloop weg van die vuur van die Here af. Baie mense hardloop weg van die liefde van die Here af. Die liefde van die Here kan so intens raak, dat baie mense weghardloop daarvan af. Hoekom? Want hulle is bang vir die liefde van die Here. Hulle is bang om hulle gebroke harte oop te maak. Hulle is bang om hulle gedagtes vir die Here te gee. Hulle is bang, hulle probleme, they are afraid that their problems will be exposed. But God is not here to expose your problems or your weaknesses. No, He's here to expose the devils and demons that's trying to destroy you. Die Here sal elke keer probeer om jou vyand aan te val, sodat hy jou kan red en jou kan verander. Dis God se plan daai. So the desperate need for today is not a greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. That's what Richard Foster says. We need to tap into the deepness of God. Ons moet 'n passie kry vir God se liefde en God se
se omgee in ons lewens. Ons moet begin verstaan, Philipstown, die Here het jou gebring hiernatoe om jou te verander. Luister, die Here het jou nie net val soos 'n dropping in Philipstown nie. Nou as ek maar Philipstown, okay, nou gaan ek maar hier bly en dan gaan my arm word en dan gaan my oud word en dan gaan vrek en ek gaan nie worry oor die res nie, want dis maar my lot en laat God se lot maar oor. Nee, luister, God het jou nie net gebore geword het op jou geboortedag om een dag dat jy armoede doodgaan nie. Armoede is 'n vloek en die Here sê ek het elke vloek aan die kruis het vasgenaal. Maar dis jou keuse vandag hoe jy wil lewe. Luister, dit is jou keuse of jy geseënd wil wees of nie. Ek dink Deuteronomium 30 sê, hy sê ek roep hemel en aarde as getuie teen jou. Dis gevaarlik as God die hemel en aarde teen jou roep as getuie. Hy sê en ek as God lê voor jou vandag seën en vloeke. Hy sê maar kies jy. Kies jy dat jy, hy sê gee hom antwoord, hy sê kies jy lewe, dat jy en jou nageslag mag lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou eerder meer van lewe as van die dood. Ek hou eerder meer van seëning as van vloeke. Ek hou meer, luister man, mense gaan vir jou twak praat of jy geld het of nie geld het nie, of jy geseënd is of nie geseënd is nie, of jy vooruit gaan of nie vooruit gaan nie. Mense gaan twak praat van jou. So of jy gaan luister na mense wat nie hou van wat jy is of jy geseënd is nie, of jy gaan net word wat hulle van jou sê. Jy sien, so ek wil maar ek gaan 'n paar deklarasies maak oor julle, want in Job 22 vers 28 sê, hy sê, jy sal 'n ding verklaar en dit sal so wees. Nie God nie, jy. Kyk na die ou langs om jou en sê jy. Jy sal 'n ding verklaar en dit sal so wees en my lig sal skyn op jou weer. So my vraag is, wat kom uit jou mond uit? Kind van God. Ek praat nie nou met sondaars nie, ek praat nie met ouens wat nie die Here dien nie, ek praat met mense wat my kan luister vandag en wat sê ek is 'n kind van die Here. Met ander woorde, Christus woon binne in my. So as Christus in jou woon, wat gebeur? Daar is lewe en oorvloed in jou gees en in jou mond. Maar wat praat jy? As jy sê ek is te dik, ek is te lank, ek is te vet, ek is te oud, ek is te siek, dan sê die Here, dit het jy verklaar en dit sal so wees. So as jy by iemand staan en hy sê, Philipstown is sleg, dan sê jy jou Philipstown, waar ek bly, is daar oorvloed. Jy sien, jy moet begin, hy sê die aarde wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. Is jy 'n seun van God wat lewe spreek oor jou omgewing, of is jy 'n kandidaat van die duiwel wat alles vervloek om jou? Wat spreek jy as jy met daai persoon in die spieël praat? Ja, ek kyk nie vir myself in die spieël nie. Ek dink jy moet 'n bietjie teruggaan en gaan kyk wat so wonderwerke die Here gemaak. En op om jouself te vervloek en sê, in daai spieël staan 'n wonderwerk van God. Begin bietjie oor jouself praat en sê dat die Here se gedagtes oor jou is. God se oorwinning is in jou. Jy is geseënd. Weet wat, die Here kan engele stuur en jou naam in mense se gedagtes sit en ewe skielik kan mense jou begin bel en sê, hoorie, wil jy nie vir ons kom bid nie? Hoorie, kan ek nie jou bankrekeningnommer kry nie? Hoorie, jy het in die verlede het jy dinge gedoen. Kan ek nie? Dit het al baie keer my gebeur. Maar ek en jy moet 'n besluit maak vandag, teen omstandighede, om in die lig te wandel. So my verklaring is heel eerstens, ek verklaar vandag, dat die profeseë, wat in die verlede oor jou gespreek is, nou geaktiveer sal word, in Jesus naam. Ek verklaar, dat die hemel se deure oop gaan bo oor jou, en dat goedheid en guns, jou sal inhaal van agteraf, en verbysteek. Ek hou van daai woord, pursue. Hy sê, goodness and mercy will follow me. Maar die woord follow is 'n baie swak Engelse vertalende woord, want dit is nie follow nie. Dit beteken eintlik in die oorspronklike Hebreëus, beteken dit dat hy sê soos 'n pa, soos 'n oupa, wat agter sy 2-jarige seentjie in hardloop, want sy seentjie hardloop voor die karre in. Hy sê en hom gryp en hom wegruk. Dit is pursue. So wat maak goedheid en guns? Hulle hardloop agter jou aan en hulle ruk jou weg uit die omstandighede. Goedheid en guns will pursue you. Ek sê goodness and mercy. I decree right now, pursue me where I go. Where I go, let goodness be with me. Let mercy be with me. Let overflowing blessings with me. I am blessed. I am not poor. I am prosperous. I am healthy. Jy sien, jy verklaar dit al is jy arm.
Jy moet verstaan, jy gaan jouself begin seën, of jy gaan jouself vervloek. Dis jou keuse. So I decree that heavens are open above you right now in Jesus Christ's name. Het Jesus nie 'n gebed gedoen? Julle almal ken hom so goed. Ek leer dit uit die U-version uit. Matteus 6, vanaf vers 9, julle almal ken hom. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig. Hier kom Jesus. En hy sê nie, onse Vader in die hemel, ag ek smeek U vandag. Ag Here, God Almagtig, my Vader, my Skepper, sal U nie asseblief laat U naam net iets gebeur nie. Kyk hoe swaar kry ons. Here, U sê dat U koninkryk sal geskied. Ag Here, wys my tog net 'n teken vandag. Laat ek tog net iets beleef van die koninkryk. Maar dis die kinders van die Here bid. Nee, hy maak verklaringe. Hy sê onse Vader wat in die hemel is, met gesag, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Wat maak hy? Hy verklaar dit wat in die hemel is, moet manifesteer op aarde. Jy sien, dis jou keuse, of jy gaan wees 'n bedelaar, en jy gaan bedel vir God, dag en nag. Daai laaitjie wat daar sit, toe hy jonk was, moet ek hom gaan vra. Hy was 'n chocoholic gewees. As hy so standaard 8, standaard 9, dan weet ek gaan bietjie speel met hom. Daar het hy half bietjie begin groter raak as ek. Dan koop ek 'n chocolate lock of 'n lunchbar. So van die skool afkom, daai deur is nog toe. Daar haal ek 'n lunchbar uit, begin ons oop te maak. Dan sê hy, maak op die deur. Dan druk ek hy lunchbar op, hardloop ek kamer toe. Hy hardloop in, duik my, stooi my, haal die chocolate uit my mond uit, dan eet hy hom. En weet wat, ek het baie keer, Jan, ek het baie keer so gelag, ek kan nie asem kry nie. Hoe baie keer kom jy nie by die Vader, wil hy een bietjie met hom, net met hom speel nie. Maar as dit 'n verhouding wat jy met God het, ja, hy is my Vader. Ek kom baie keer en ek stoei hom bietjie met die woord. Here, maar U woord sê, net goed en guns sal my volg al die dae van my lewe. Here, ek dank U, ek gryp in goedheid en guns. Laat goedheid en guns my volg. Ek haal U woorde uit U mond uit en ek maak dit myne. U woord is waarheid. Here, ek haal die genesing woorde uit U mond uit en ek maak dit myne, soos in die hemel. Net goedheid, net oorwinning, net seëninge sal my volg. Laat die ander ouens maar weghardloop vir die ANC. Ek sê waar ek kom sal daar goedheid en guns wees. Of die ANC by my kom, of EFF by my kom, of wie ook al by my kom, net goedheid en guns sal by my wees. Hoekom? Want die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. Ek hardloop nie weg van die politieke ouens af nie, man. Hulle hardloop weg van my af. En ek gaan nie nou begin worry nie. Jy so baie keer worry ons en ons belaai onsself met vrees. Ek wil sien jy wat oupa is. Kom ek vra jou bietjie, jy wat oupa is. As jy 'n 4-jarige dogtertjie het wat 'n kleindogter is, hoe gaan jy haar toelaat net om in Philipstown alleen rond te loop? Nee broer, jy gaan 'n paar boerboele kry, 'n paar van hierdie, wat is daai Chinese honde, wat is daai goed se naam, pitbull terriers. Jy gaan 'n paar leeu's kry, jy gaan 'n paar halgewere kry en jy gaan om daai jong meisietjie dans en niemand mag gaan afvat nie. Nie eers 'n ander maatjie se maatjie nie. Hallo. Of is ek alleen wat so voel? Jou kleindogter of jou klein seentjie nie, is baie erger vir jou as jou eie kinders. En wie weet, dit is maar net so, hoekom? Nou as ek en jy die bruid van Christus is, hoe voel God nie oor my en jou nie? Dat hy sy enige gebore seun gegee het, uit die hemel uit vir my en vir jou. Wat se waarde het in ons gesien? Wat se waarde sien hy in jou, wat ek en jy nie sien nie? Want ons word beroof deur die duiwel, deur leuns. Is julle nog met my? Julle is baie stil vandag. OK. Hy sê in Engels, hy sê, to live under open heavens is to experience the fullness of God's blessings. So Paul, hoe dink jy, is dit, ek dink nie ek en jy het nog naasten by eers die helfte van God se volheid van sy seëninge beleef nie. En God sê, ek wil jou alles gee. My vraag is, waar tap ons mis? Jan, waar vat ons mis? Ek sê nie, ons gaan nie deur die vuur gaan nie, maar hy sê, as jy deur die vuur gaan, is ek met jou.
As jy deur die water gaan, is ek met jou. So baie keer kom ek en jy, en ons gaan deur die vuur, soos ons gister gery het. As ons halfpad daar deur die modder kom, dan stop ons die bus en sê ons gaan nie meer verder, want die Here is nie met ons nie. Ek het so daarvoor gehoue, die dametjie, ek het haar naam vergeet. Christa en Marlies en pastoor Paul en Annetjie en die twee girls daar agter was choepstil, het nie woord gesê nie. Maar ek hoor net, Paul sê, hou die momentum. Annetjie sê, go. Ek gou net sê, ek dryf net, hy bussie maak so, ons gaan deur hy water en sulke dinge. Toe klaag hy sê, yes, maar hy hoekom ry met so teen sulke modder? Wat gaan met jou? Nou sê Paul, ek dink ons moet nog terug gaan ook. Maar wat ons baie keer maak, is ons sal ry en in die middel sal ons almal stop. En sê ek het jou gesê ons gaan moeilikheid kry. Toe ons hier by die huis kom, toe wonder ek nou sê Annetjie, en sê nou ons het vasgeval. Sê ek, dis okay, ons kan mense bel, maar ek weet nie wie gaan onder die bus inkom om daai ding te hak in daai modder nie. Jy sien, ons dink eers na die tyd. My vraag is net, in watse modder is jy vasgeval? Het jy opgegee? Dink jy vir een oomblik as jy, kom ons sê as jy met 'n Bentley moet ry, en jy moet deur daai modder ry, dat jy gaan net uitklim en dit los daar. Nee, jy sal 'n plan maak. Die Here wil nie jy moet in die modder sit nie. Hy wil hê ek moet jou uithaal. Hy wil hê jy moet gewas word. Oral waar jy geval het, wil hy jou help. So God's blessing, the fullness of His blessing. The second thing, favor will follow you. Guns, bonatuurlike guns. Wat's bonatuurlike guns? Ek kom by plekke en ewe skielik het ek net guns. Mense bring vir my geskenke. Ewe skielik vir mense. Ek kan Annetjie, wanneer was gewees? Nou, toe ons gekom het, nê. Ek kom stop hier, wat is daai plek se naam ons gestop het? Net aan die kant voor Bloemfontein. Kroonstad. I mind my own business. Ek het al so hard gekom, pas op jy plan niemand nie. Ek is net op pad om vir my ietsie te gaan koop, want ek is honger. Ek weet julle ouens, Philips raak nooit honger. Dis ons af vir die Gauteng, jy weet. Dis hoekom pastoor Marlies ek 'n lekker kos maak. Maar in elk geval, ek kom en ek is honger en ek stap so, ek hou Annetjie se hand nog vas en ek dink Marius gedraai jouself want net toe is daar iemand wat jou ken. Hallo pastoor. Ek sê goeiedag. Ek sê Annetjie, wie is daai? Nee, ek weet nie. Jy sien ou kan nêrens toe kom. Nie maak uit nie, nie Kaap nie. Nêrens te. Dan sê hallo pastoor. Ek sê vir Annetjie, ek kan ook nie eens my koel verloor nie. Om jouself gedra. Hoekom? Want as gevolg van dit wat ek doen, verteenwoordig ek Christus. Hoe reageer ek? As mense my sien, wat sê hulle? Met ander woorde, guns moet my volg waar ek gaan. Guns moet my volg. Hoekom? Want dis volgens my beleiding. En jy moet vandag 'n besluit maak, gaan jy die seën van die Here begin toelaat of gaan jy dit aanhou verwerp? Jy sien, ek het altyd gesegde, what you respect, you attract. So jy kan sê, ja, maar jou bek is maar lekker groot, want weet wat, jy bly daar in Gauteng, jy het geen probleem nie. Is dit so? Weet jy waar ek vandaan kom? Weet jy, ken jy my geskiedenis? Weet jy, arm was ek en my vrou gewees, dat arme mense ons arm genoem het. Maar ek het deur besluit, deur God se woord te begin lees, en te bely, sal ek myself uit my armoede uitbely. En ek weier laat enige vloek naby my kom. Hoekom? Want die woord van die Here sê, of God gaan sy woord vervul in my lewe, of ernstig is daar 'n probleem, maar ek kan nooit sê God is 'n leenaar nie. Hoekom? Want wat hy gesê het, moet hy doen, want dit is sy woord. Sê my woord sal nooit leeg terugkeer na my toe nie. OK, die derde punt. Divine intervention, ek hou van dit. Goddelike intervention is Afrikaans. Ingryping, baie dankie. Julle slim mense. Ingryping. Wat gebeur as ek ingryping het? Die bus het gaan staan in die middel van die plek en omdat ek en Annetjie ry eendag suidwes toe. En ek het nog so, julle onthou daai bakkie wat ek gery het. En ek ry met hom en Annetjie sê, ek moet badkamer toe. Vrou is ewe skielik, jy weet, op die onmoontlikste tye, dan moet hulle badkamer toe. Ek meen, okay, daar by ons, alright. In elk geval. En ons ry die paadjies oor die strand, ek sê, ons ry so oor die sand en sulke dinge. Laat ek net die bakkie omdraai, nie soos net omdraai en ry ons. Want almal ry ons maar ek weet nie hulle die tyres afgeblaas nie. My tyres is kliphard. Toe ek omdraai, boe, op die sand, op die dif.
onmiddellik stop hy ou met 'n Ranger. Hy sê, jy het 'n Ranger en jy val vas. Ek sê, ja, maar ek kom van Gauteng af. Geen wonder nie. Goddelike ingryp. Wat maak hy? Tou trek my 1 2 3 ek sê van jy sal nooit weer op die sand ry nie. Want dis onbekend, is unknown territory. So baie keer, so many times with our walking with Jesus Christ, we go into unknown territory. But if you walk under open heavens, God will always immediately grab you and spiritually intervene for you if your heart is set upon Him. As jy God verwerp en hom blameer, Here, dis U skuld dat ek in Philip staan bly. Here, dis U skuld dat dit moeilik gaan. Here, dis U skuld dat dit is. En dis U skuld. Nee. Jy moet God begin vertrou en die lewe aangryp soos nog nooit van tevore en sê, Here, U woord sê, net goedheid en guns sal nie moontlik nie, nie miskien nie, maar dit sal my volg. So in die naam van die Here beveel ek, luister nou mooi, ek beveel volgens God se woord, goedheid en guns, julle sal my volg volgens God se woord. Jy sien, jy moet 'n besluit maak. En van die woorde van jou lippe, van jou mond, sal jou maag versadig word. Lewe en dood is in die mag van die tong. So wat gaan jy begin sê? Jy sê, ons is so gewoon om te sê, en ons praat twak met mekaar, en ons gaan sit in die kring van die spotter. Wat sê Psalm 1? Hy sê, gewelsalig is hulle wat nie sit in die kring van die spotters. Wanneer spot jy, wanneer jy God se woord spot? Ek wonder net vir jou, julle, veral die vrouens. Vrouens is meer maklik offensible as mans. Ons mans is so harde velle soos 'n klomp renosters. Kan ek goed sê, ons worry nie. Maar ek wonder as jy daar sit en jou man kom en sê, ja jong, jy lyk vir my soos 'n dorsmasjien. Jy is so dik soos 'n bus. Jy ongeskikte ding. Ek wonder hoe lank gaan jy huwelik hou? Nie baie lank nie. Of anders gaan jy met 'n blou oog loop en sy gaan jou bykom met 'n pan of 'n roller of iets. Jy sien, dis die manier hoe ek maak nie saak nie hoekom, want sy is my vrou wat ek gekies het. Ek het 'n covenant met haar, maak nie saak hoe sy lyk nie. Vir my is sy altyd mooi. Maar hoe hanteer ons God in sy woord? Wat besluit ek en jy? Hy sê ek gee vir jou lewe in oorvloed, maar dis jou besluit of jy dit wil vat of nie. Jou vrou kan vir jou sê, luister my liefie, ek het vir jou lekker skagbout gemaak vandag, net soos jy dit wil hê. Ek het vir jou gebakte aardappels gemaak, pampoen in boontjies, in rys. Ons wil nie op honger raak nie. En al hierdie smart goed het ek vir jou gemaak en ek het vir jou lekker pudding na tyd gemaak. My liefie, kom sit net hier. Man, ek eet nie hierdie goedes nie. Ek wil gaan eet by Spur vandag. Jy klop aan die verkeerde deur as jy dink jy gaan vir my vrou dit sê. Ek weet nie van Pastor Paul se vrou nie, maar as jy van my vrou sê, sy die halwe dag gestaan agter daai pot kos. Ek gaan haar nie uitkry by Spur nie. Ek gaan 'n ander anti-Spur toe vat. Definitief nie my vrou nie. Want die een wat daar gaan opstaan binne in haar, ek praat nie van my buurvrou nie, ek praat van die een wat opgestaan in haar, gaan definitief so gemaklik wees soos die een wat die drome. Want hoekom? Want terwyl sy kos maak, het sy drome, yesterday, kyk net lekker gaan maar as jy goed eet. Hy gaan dit so geniet. Kom uit my hart uit. Ek weet nie hoe maak julle vrouens kos nie, maar terwyl jy kos maak, dan doen jy dit. En hoe dink jy het God gemaak toe Jesus aan die kruis gehang het? Yes, Marius gaan lekker my woord geniet. Hy gaan die duiwel vernietig met sy woorde. Hy gaan 'n oorvloed lewe. En ek dink net hoe kan God in sy Marius, hoe dink jy God dink so? Al Jeremia 29:11 sê, ek weet wat sy gedagtes, ek gaan jou koester, sê die Here. Nou daar's nie 'n woord soos koester in Engels nie. Ook nie in Zulu nie, ook nie in Xhosa nie. Hulle noem 'n woord cherish, nee. Cherish is nie naby die woord verduideliking van koester nie. Koester is 'n romantiese woord wat jy eintlik net vir jou vrou sê. Kan ek julle 'n bietjie koester? En Jesus, God sê, ek weet wat sy gedagtes, ek gaan jou koester, sê die Here. Gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie. Om 'n aangename jaar vir jou aan te kondig. Nie een plek in die Nuwe Testament waar jy my kan wys, waar Christus sê, ek gaan jou saai, ek gaan jou kagebeen afslaan, ek gaan jou in armoede ingooi, sodat jy kan vrek nie, want jy wil my nie dien nie. Nie een plek nie. Maar ons dink hy sê dit. Hy koester oor jou. Hy het gedagtes van goedheid en guns oor jou. En hy sê, kom stap in hierdie realm van my heerskappy.
Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Spreek woorde van goedheid en guns. Ek het, en ek kry die gedagte so, ek het vir Paul en Marlies na julle toe gestuur, vir Jan en Linda na julle toe gestuur, om julle lewens te kan verander. Kan jy nie sien, ek stuur iemand na jou toe. Jy gaan julle vir God staan sê, Here, ek het so swaar gekry daar. Sê maar, hoor, het ek nie vir mense vir jou gestuur nie. Here, maar ek het nooit so gesien nie, want jy het gemis wat God vir jou gestuur het. Ek wil vir jou vandag sê, moenie verder mis wat God vir jou gee nie. Hy is 'n baie goeie prediker, ek het al van sy goed geluister, en om vandag te staan agter sy preekstoel, staan ek met groot respek, want ek weet, is 'n man van God wat kan preek. Hoe respekteer julle die guns en die geskenk wat God vir julle gegee het? Hoe respekteer julle, of staan julle heeltyd, ek sê nie julle dit doen nie, ek vra net, staan julle heeltyd en kritiseer dit wat God vir julle gegee het? Ek wil klaarmaak. Is julle nog hierso? Ok, het klink vir my nie meer julle is hierso nie. Klink vir ek het julle verloor toe ek praat van daai ander plek, Burgerville. The promise of God that manifests when you walk under the open heaven, Deuteronomy 28:12 says, the Lord shall open to you his good treasury. Weet jy van jou nie, maar ek love dit. God's good treasury, sy goeie skatkamers en skatkiste is baie verder as wat enige biljoenêr vir my kan gee. Dit beteken, treasury beteken health, means wealth, means joy, means abundance, means overflow, means I walk in favor, I walk in overflow. Wherever I come, God blessings go with me. Okay, okay, say, the Lord shall open his good treasury, the heavens, to give you rain of the land in its season and to bless all the works of your hands. Luister hier, jy kan hoeveel goed plant wat jy wil plant, as God nie reën stuur nie en hy seën nie jou hande nie, al stuur hy hoeveel reën, as jy jou hande nie seën nie, sal jy mishoop op misoes hê. Nou ek weet so bietjie, ek weet net so klein bietjie, ouens van my heeltyd korrigeer, want julle plaasboere, julle weet baie meter as ek. Geef vir my 'n chili boompie en ek kan hom vir jou plant en ek kan vir jou chilies maak en dis okay. Moenie vir my vra mielies te plant nie, ek weet nie van. Ek het 1 mielie in my erf en hy 3 koppe. Prys die Here. Ek het 'n mielie gevat om geplant, moet sien wat gebeur. Nou hy staan nog net so hoog en ek is skoon trots op daai mielie, hoor. Amper 'n groen mielie in elk geval. Van sonneblom weet ek net wat my pel vir my sê. Nou weet ek as 'n sonneblom se koppie swart is, kort in die reën nie. Dan wag dit droog van 'n oeselom. Hallo? Nou ry ons hier van Bal van Bloemfontein se kant, dan sien ek rye op rye sonneblomme wat pikswart is en dit reën. Ek sê die ou het moeilikheid. Want soos ek verstaan, kom die reën en hy maak hy saadjie nat en in sy kop skiet hy saad. Nou het 'n misoes. En wat sê hy hierso? Hy sê, the Lord will give me rain for my land in its season. Met ander woorde, as ek klaar my sonneblomme geplant het, dan is tyd om te oes, vat die reën weg en hy gee vir Jan. Okay, Jan, ek gee vir jou, want jou sonneblom is nou nie besig om water te trek om groot te word. Hierso beskerm ek jou dat jou oes kan regkom sodat jy kan lekker oes. Ek het al gesien waar ons ry, dan hierso hou die reën op, en ry, dan reën dit daar en hou die reën weer op. Hoekom? God kan die reën maak as hy wil. Okay. Rain on the land in its season and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Vers 13. And the Lord shall make you the head. Die kop. Hy maak jou die kop, hy maak jou die leier, nie 'n slaaf nie. I am saved by grace. I'm a sinner saved by grace. Jy lieg. Nou sing ons daai liedjie, I'm a sinner saved by grace. Jy kan daai liedjie maar sing soos jy wil. I'm not a sinner. Volgens Romeine 8 is ek I'm a son of God. I'm a child of God. Ek was 'n sondaar. Ja, maar is eintlik wat hy sê, nie is wat hy sê. Hy sê I'm still a sinner saved by grace. Ek is nie 'n sondaar gered deur genade nie. Ek was, dis my verlede. Ek was dit. Nou is ek 'n seun van die lewende God. Jy sien, ons sê so baie maklik goedjies wat eintlik maar net nie ons definieer wie ons is nie. Okay. Nou draai baie van julle koppe. Okay, hy sê, and the Lord shall make you the head and not the tail. You shall be above only
and shall not be beneath. Die Message sê dit so mooi, hy sê you will be the top dog, not the underdog. Met ander woorde, jy sal die baas, die alpha male wees. God wil hê jy moet aan beheer wees. Hy wil hê jy moet kan leierskap eienskappe hê. Hy wil hê jy moet kan heers, Pastor Paul. Hy wil hê jy moet kan waar jy kom, moet mense jou respekteer met goddelike autoriteit. Jy moet nie beklaanswaardig en arm wat sal ek doen? Armsalige en armoedige mindset hê nie. Ag Pastor Paul, ek sukkel 'n bietjie die laaste paar maande. Het jy nie vir my R1 miljoen om te leen nie? Ek sal so 200 jaar vat om dit terug te betaal. Jy dink jy's nou baie greedy. Wel, as jy sit en jy kan nie jou geld beheer nie, jy weet nie om jou geld te beheer nie, kom na mense toe wat jou kan help. Moenie skaam wees nie. If you don't know how to be a good steward, come to people. Ek luister vanoggend 'n boodskap van Pastor Jonathan en hy maak 'n stelling. Hy sê if you surround your people and you're the most cleverest person of them, hy sê you in the wrong crowd. Hy sê you must be with the people that is more clever than you. So hy sê surround you with wise men and they will lift you up. Who do you surround yourself with? Is almal, as ek die woord mag gebruik, meer onintelligent as jy? Met wie jy betrokke is? Want jy gaan net word soos hulle is. You put a limitation on yourself. You have to be with people that can give you wisdom and knowledge. Wie spreek in jou lewe in, man en vrou van God? Is dit iemand wat slimmer as jy is? Iemand wat jou kan geestelik voed? Of is dit iemand wat jou nie kan geestelik? En ek weet hy kan jou geestelik voed. Ek weet so Marlies kan jou geestelik voed. Maar as hy homself nie ontwikkel en met mense kommunikeer wat hom kan geestelik voed nie, dan gaan jy hom verbygroei. En dis wat ek baie keer sien by baie pastore, is hulle dink hulle het ge-arrive en hulle gaan sit net. Baie paas, baie mense gaan sit net. Ek maak hiermee klaar. Jesaja 45 vers 8. Hy has showered down your righteousness, O heavens above. Let the clouds drip with deliverance. Let the earth wombs open and bear salvation's fruit, with righteousness rising up from it. Die Hebrew word for salvation is Yeshua. It's nearly identical to the word Yeshua, Jesus. So wat beteken salvation? Jesus Christus. So wat gee ek vir jou vandag? Jesus Christus. Wat gee ek vandag vir jou? Vir jou familie? Jesus Christus. Wat gee ek vandag vir jou finansies? Jesus Christus. Wat gee ek vandag vir jou liefdeslewe? Jesus Christus. Wat gee ek vir jou persoonlike lewe? Jesus Christus. Wat gee ek vir jou kinders, jou kleinkinders, alles wat jy besit? Ek gee vir jou die hoogste naam, bo elke naam, Jesus Christus. My voordele om onder 'n geopende hemel te loop. In Hebreërs 10 vers 19 en 20 sê, and now we are brothers and sisters in God's family because of the blood of Jesus. And he welcomes us to come into the most holy sanctuary in the heavenly realm, boldly and without hesitation. For he has dedicated a new, living, giving way for us to approach God. For just as the veil was torn in two, Jesus' body was torn open to give us free and fresh access to him. So our relationship with him is the most important thing of all. En dis wat ek gister probeer sê het. Daai een skrifgie wat sê, hy sê, without holiness, you shall not see God. Sonder 'n heiligmaking sal ons God nie sien nie. Maar as wat sê jy? Jy sien, ons moet verstaan wat sê hy daar. Sy praat van heiligmaking. Ons sê baie keer Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar nou sê die ander skrif, sonder heiligmaking sal ons God nie sien nie. So, wat is, moet ek nou Johannes 3:16 glo, moet ek daarin glo? Jy sien, as jy kan verstaan wat beteken die konteks of die wortelwoorde van daai skrif. Hy sê, without holiness you will not see into God. In other words, you will not see the plans and the purpose and the heart of God.
You will not meet God face to face on this earth and see His glory and His revival if you don't pursue holiness. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Hoekom het die Here jou gemaak, sodat jy kan heilig wees? Dat jy kan stap onder 'n hemel van openheid. So maklik kom die duiwel en hy ruk ons af in negativiteit in, en ons praat negatief. En weet wat maak ek en jy as ons negatief praat, dan maak ons hemel bo ons toe. Die Here sê, ek wil hê jy moet begin spreek in jou toekoms in. Bely my woord. Sien dat God se plan vir jou is goed. Maak nie saak hoe jou plaas lyk nie. Maak nie saak of daar hoeveel nie water is nie. Ek het laas jaar toe sê ek vir die boere in volg van ons sien hulle so eendag 'n maand, sê ek julle moet plant, hier kom groot water. Hy sê ek sê jy moet plant, hier kom groot water. Ek sê vir Nico jy moet plant, hier kom groot water. Hy sê as die eerste water val, ek sê dan is dit te laat. Hy het nog so 30 hektar wat moet plant, toe val dit, ek sê ek het jou gewaarsku. Hy sê, maar ek dan plan aan die droogte, ek sê, ek het nie 'n saak waarin jy plant nie. Ek sê vir jou plan wat jy moeilikheid. Dit het so 2 weke gestop, ek sê, plant, kraag. Hy het klaar, hy 30 hektar klaar geplant, en toe kom die water. Dit het nou nog nie opgereën nie. Hy stuur vir my foto's van sy sonneblomme, hy kan nie eens bo vat nie. Jy sien, partykeer moet ou net luister, as die man van God praat. Eintlik altyd moet jy luister, as die man van God praat. Want God, hoor mooi, die Bybel sê, hy sê, ek het mense aan jou gegee, en ek gaan eendag hulle siele van jou eis. My vraag is net, gee jy die man van God, die vrou van God, gee hulle kans, om te bid vir jou, en in te tree vir jou? Wat is hulle begeerte? Is dat almal van julle geseënd moet wees, almal van julle gesond moet wees, almal van julle gelukkig moet wees, want dit is God se wil vir jou, is om geseënd te wees. God se wil vir jou, om in oorvloed te wees. God wil nie enige een van julle hê moet sukkel nie. My vraag is net, wat se berg staan voor jou? En die Here sê, as jy geloof het soos 'n klein mosterdsaadjie, sal jy vir die berg sê, hef jouself op. Ek praat nie van 'n fisiese berg nie. Ek praat van die berg wat voor jou staan, wat tussen jou en God se droom vir jou lewe staan. Wat tussen jou en staan, die identiteit wat God in jou geskep het. God het jou nie geskep as 'n sukkelaar nie. God het jou nie geskep as 'n verloorde nie. God het jou geskep in His image, in His likeness, to radiate His glory. Wherever you come, people must see the glory and the majesty and the power of God that rests upon you. Hoekom het hy ons geskep, sodat ons kan disippels maak? Dis die laaste ding. Wat is disippels maak jy? Jy hoef nie predikant te wees om disipel te maak nie. Wat is dit disipel maak jy? Nee, ek maak geen disipels nie. Jy sien, dan is jy nog in die babatjie stadium. Jy moet op 'n stadium kom, dat jy sê, ek praat nie van jy word 'n pastoor nie, ek sê net, jy begin disipels maak, en jy begin hulle kerk toe bring. Nie Paul of Marlies of Jan of Gerrit of wie ook al nie, jy moet hulle kerk toe bring. Jy moet die kerk volmaak. Pieter daar buite sê, man ek wil nie hoor nie, sê jy moet kom hoor. Gryp hom as hy hoor en trek hom kerk toe. Sê vandag moet jy hoor. Ek het 'n storie gehoor van 'n kerk eendag daar in Amerika. En hulle het gesê, elkeen wat kerk toe kom, daar's 2 dinge wat jou gaan toelaat om die kerk te kom, dat herlewingsdienste gehad. Hulle sê, jy moet 'n siel bring om by die kerk in te kom. As jy nie 'n vreemdeling inbring in die kerk, en as jy nie welkom by die kerk toe kom vir die volgende 3 weke nie. Herlewingsdienste gehad. En hierdie ou ry rond, so Paul hy ry rond, hy kan niemand, hy ken niemand nie. Hy dink, wel wat weet, hy staan 'n girl langs die pad. Hy sê vir haar, kom, ek hier vir 5 ure. Dis jou geld. Ek hier vir 5 ure. Kom, ons gaan kerk toe. Of kom saam met my, ons gaan kerk toe. Hy het nie vir haar sê ons gaan kerk toe sê, wat is jou prys? Nee, so. Hy sê ek hier vir 5 ure hierso. 5 ure, dis 'n deal, kom. Okay, gaan saam. Nou 5 ure, sy's geboek vir 5. Wat hy maak ook as sy saak. Kom by sy sê kerk toe. Sê ja, jongens betaal, kom kerk toe. Die Here ontmoet daar, sy gee hart vir die Here, sy gee al sy geld van terug. Sê wat ek ontmoet het hier in die kerk is my baie meer belangrik as jy my gegee het. Jy sien baie keer kom die Here. Ek sê nou nie almal ons moet nou rondry in die hoofstraat en girls gaan optel nie. Maar ek vra net vir jou, wat maak jy met die siele wat die Here om jou bring? Wat sê jy vir hulle? Hoe werk jy met hulle? Hoe begin ek disipels maak? Eerstens, ek maak my hart oop om mense te vertel van die Here. En dan my getuienis te gee. En as ek my getuienis kan gee, maak nie saak wat ek is nie.
Openbaring sê ek sal die duiwel oorwin deur die bloed van die lam en die woord van my getuienis. Hoe kosbaar is God vir jou? Want hy het sy seun gegee vir jou, omdat jy kosbaar is vir hom. Jy hoef nie te sit met die las wat jy sit nie. Jy hoef nie te sit met die siekte wat jy sit nie. Jy hoef nie te sit met die probleme wat jy sit nie. Jy kan jouself, nou ek sien mense, jy dink seker, jy is nou maar van die pad af. Dit maak nie saak nie. Ek sê vandag vir jou, God het hierdie boodskap vir my gegee vir jou te sê, jy is kosbaar. Jy is kosbaar en dis jou besluit, gaan jy intap in dit of gaan jy nie. Kom ons bid. Vader in Jesus naam, dank ek U, Here, vir U salwingskrag. Ek dank U vir die guns en die lewe en die liefde. Here, ons kies vandag om onder 'n oop hemel te loop. Ons kies vandag terbente te wees van geregtigheid. Ons kies vandag, Here. Ons bely, Here, dat U in ons is en ons is in U. Ons kies vandag lewe in oorvloed. Here, ek gaan nie meer toelaat dat omstandighede my lewe regeer nie. Ek gaan omstandighede regeer. Ek vra Heilige Gees, kom in my in en verander my sodat die Vader deur sy seun Christus verheerlik word. Vader, ek bid, Here, dat U elkeen hier vandag sal aanraak en die goedheid en die guns, hulle sal inhaal en sal verbysteek. Ek vervloek elke werk van die duiwel. Ek vervloek elke sataniese mag. Elke siekte sê ek, los die mense vandag. Elke probleem sê ek, los die mense vandag. Ek verklaar lewe oor hulle. I decree perfection in their lives. En ek dank U, Here, dat U mense vrymaak reg nou hulle genees. Genees hulle, Here, genees hulle, Jesus. Ek lê U naam op elke persoon wat U is. Laat ons sal strewe na heiligmaking en laat U koninkryk in ons lewe sal manifesteer. Vader, so baie gebroke harte, so baie verwarring baie keer, maar kom U, soete Gees van God, en kom bedien U elkeen hier vandag. Kom bedien elkeen sy hart, kom bedien elkeen sy gees. Here, dat ons nie sal opgee, dat ons sal intap in die vryheid en die vrede van die Allerhoogste God. En U is ons Meester en ons Here. Kom Heilige Gees, maak elke hart gesond nou. Verwyder elke verwarring. Dat liefde sal vloei van hart tot hart. Dat bitterheid en negativiteit sal gaan. As jy sit met bitterheid hartseer, maak net jou hart oop, sê Here, hier's ek. Hier's my hele hart, hier's my hele gees. Mense het my seer gemaak, mense het my te nagekom. Ek het U iets gevra en dit het nie gebeur nie, daar's om teleurgestel te wees. Maar ek kom vandag en ek gee U my hele hart, ek maak alles oop. Ek vra dat hierdie berg sal verwyder. Ek vra dat U my sal kom aanraak en my genees. Jesus, U was gesalf gewees om die gebroke harte te genees. Ek bid dat U elke gebroke hart sal gesond maak. Elke gebroke hart vanmôre. Elke twyfeling. Elke negatiewe plan van die duiwel sal vernietig. Kom Gees van God. Kom genees net. As jy sit met 'n siekte of met 'n pyn, wil ek jy met jou hart op jou hand op jou hart sit. Ek wil net met jou sê ek sit my hand op my hart as 'n teken van ek ontvang genesing. Ek ontvang genesing. Vader, U sien elke persoon wat hulle hand op hulle hart sit. U ken die siekte, U ken die probleem. Maak nie saak of dit geestelik is of dit vleeslik is nie. Maar Here, in die naam van Jesus Christus kom ek en ek vernietig elke krankheid deur die wonde van Jesus Christus. Here Jesus, net U kan hulle gesond maak. Elke gees van ongeloof en twyfeling, Here, verwyder ek arresteer dit en ek jaag dit uit.
Dankie dat geloof in hulle harte sal ontplof nou. En dat U Uself sal openbaar aan hulle, Here. Here, ek gee vir hulle lewe. Ek gee vir hulle perfeksie. Ek gee vir hulle herstel. Lord, I can only give what I have, and therefore I have Christ. And I give Jesus to them. Dankie dat elke pyn nou gaan. Here, harte sal gesond word, are sal oopgaan. Brein sal reg werk. Hoë bloeddruk sal val tot normaliteit. Die lae bloeddruk sal opkom. Cholesterol sal gaan in Jesus naam. Here, enige krankheid, enige bloedsiekte, enige pyn in die joints, in die rug, in die kop, in die spanning, gaan nou in Jesus naam. Gaan in Jesus naam, gaan in Jesus naam, gaan in Jesus naam. Vader, ek dank U dat U vir elkeen die lewe van Christus gee. Die perfeksie van Christus gee. Thank you, Jesus. Voel in my hart vir as jy vanmôre finansiële deurbraak nodig het. It's just not enough. As jy vanmôre sê, Here, ek het regtig 'n finansiële deurbraak nodig, Here, ek trek swaar. Wil ek jou vra, wil jy vanmôre die Here vertrou om vir jou deur te kom? Voel dis wat die Here vanmôre wil doen. Hy wil vir jou deurkom. So net jou vertrou vanmôre en hom sê, Here, Lord, I want to come and I want to just trust you this morning. Ek wil U kom vertrou, Here. Vader, ek bid in die magtige naam van Jesus, Here. U hand was nog nooit te kort om te help nie. Er is soveel van ons mense trek swaar, Here. Maar dis nie U wil nie. En Vader, ek bid vanmôre in die magtige naam van Jesus, Here, dat U op 'n bonatuurlike manier deure sal oopmaak in die naam van Jesus. Vader, dankie dat die finansiële omstandighede van hierdie dag af sal verander in die naam van Jesus, Here. Dankie, soos Marius vanoggend gepreek het, Here, dat goedheid en guns mense sal volg, Here. Vader, dat hulle sal inhaal in die naam van Jesus, Here. Vader, dat ons in U voorsiening sal leef in die naam van Jesus, Here. Here, U is nie vanmôre 'n aannemer van die persoon nie. But Lord, we're going to put our trust in You, Father. Father, that You will come through for people in a supernatural way in the name of Jesus. Vader, dat U vir mense sal guns gee, Here. Guns by hulle werk, Here. Guns by mense om hulle, Here. Vader, ek dank U dat U die vensters van die hemel sal oopmaak en 'n oorvloedige seën sal uitstort in die naam van Jesus. Ek kom teen tekorte in die naam van Jesus en ek spreek oorvloed uit in die naam van Jesus. Father, thank You that through the cross You have broken the curse of not enough. U het vloek verbreek, Here. Want U het vir ons 'n vloek geword, want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. U het vir ons 'n vloek geword sodat die vloek kon breek. Daarom breek ek hierdie vloek wat oor mense se lewens rus wat die vyand gebring het. Ek breek dit af in die naam van Jesus. Long enough has the enemy stolen from you. And I proclaim the curse to be broken. Father, thank You that we can look up and say, thank You, Father. You are a good, good Father. En 'n goeie Vader sorg vir sy kinders. And we put our trust and we put our hope and we put our future
in this good Father of ours. And we honor you, Lord, and we worship you, for you are worthy. Vader, dan spreek ek nou 'n seën uit oor elkeen in hierdie gebou in die magtige naam van Jesus. Waar jy gaan, sal jy geseënd wees. Jou ingang en jou uitgang sal geseënd wees. Jou bakskottel sal geseënd wees. Jou verhouding met jou man en jou vrou en jou kinders sal geseënd wees. Alles wat jy sal doen, sal jy voorspoedig uitvoer in die naam van Jesus. Die Here sal jou goedheid gee en hy sal jou guns gee daar waar jy beweeg. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou raak sien. Hy sal sy vinger op jou lewe sit. Ek dank U daarvoor, Vader. Ek loof U dat U nuwe lewe inblaas. Nuwe lewe. Ek spreek nuwe lewe, Here, uit in die naam van Jesus. Oorwinning. We will walk, you will walk in victory and not defeat. In die naam van Jesus. Loof ons daarvoor. Amen, amen. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One.